taking us right into the presence. Thank you for that. So ek het gewonder, as ons nou so sit hier so vanaand, wie van julle voel julle kort 'n bietjie wysheid? Maar ek sien hier is daar 'n paar wat voel of 'n antwoord. Soek 'n paar mense dalk 'n paar antwoorde. Nee, lyk nie vir my julle soek antwoorde, net wysheid. Of dalk wonder julle oor 'n paar dinge. Nou, ek wil vir julle iets amazing sê. Weet julle dat hierdie boek het al die antwoorde wat jy nodig het? Weet jy dit? Daar is nie iets wat nie in hierdie boek beantwoord kan word nie. Jy lek dalk nog 'n bietjie die openbaring of die revelation van die Here het dalk nog nie jou oë vir daai spesifieke gedeelte oopgemaak nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, as jy begin partner met die woord van God, gaan jy 'n antwoord kry vir alles wat jy nodig het in jou lewe. En daarom wil ek hê jy moet vanaand 'n bietjie van 'n Ctrl-Alt-Delete knoppie druk. Julle ken mos daai ou function, hè? Wat doen hy altyd? Hy wipe die hard drive. So jy het partykeer nodig dat jou hard drive hier gewipe word. Ctrl-Alt-Delete. Ek kon nooit al my vingers so lekker druk nie, want dan wipe hom so. En jy het nodig dat God jou reprogram volgens sy woord. Nie volgens mense se teachings, of wat mense gesê het, of die kerk waarin jy groot geword het nie. Wat sê sy woord? En so 'n paar weke terug het JD met ons gepraat, en hy het ons gepraat oor his word being a lamp unto your feet. En as julle reg onthou, ek het vir hulle gesê, daar was so 'n prentjie van waar ek die woord hou, en dit wys vir my die pad aan. Letterlik, dit is soos lig wat voor jou skyn en vir jou die pad aanwys. En omdat ons nou daar is, wil ek vir julle sê, ons nooi julle uit op 'n journey die volgende 10 weke. Ek wil gou-gou vir Reino hulle vra om my nou 'n videoetjie te speel, net van wat ons die volgende 10 weke gaan doen, dan praat ons gou-gou daaroor. So dis ons journey vir 10 weke. Nou, ons gaan met julle 'n leesplan share. So hier by Aandkerk wil ons jou nooi om Spreuke na hierdie 10 weke moet jy om uit jou kop uit ken. Jy moet weet. Jy moet weet wat daar gebeur. So as jy Aandkerk toe kom, dit gaan jou huiswerk wees. Jy gaan Spreuke uit jou kop uit moet ken. Jy gaan moet weet wat daar aangaan. Hy gaan met jou praat, en ek beloof jou, as jy gaan partner daarmee, gaan dit jou lewe verander. Ek beloof jou, Spreuke is 'n amazing boek. Nou daar's nie 10 temas wat ons nog gaan kyk, maar ek beloof julle daar's honderde temas as jy deur dit werk. So ons gaan dit lekker maklik maak vir julle. Ons het 'n WhatsApp groepie geshare op die lidmate groep. So Julens, ek wonder of jy net, daar is 'n klipbord, ons gaan dit gou-gou omstuur. In jou tyd, as jy nie op daai WhatsApp groepie is nie, en jy wil weet wat die leesplanne is, ek en JD en Brigitte gaan die leesplanne daarop share. Ons gaan wat jy vir die week moet lees, die notas van vanaand, ons gaan alles met jou share. So as jy nog nie op daai groepie is nie, sit jou naam op en ons sit jou daarop. So, as ons kyk nou na week 1, dan kyk ons na Spreuke 1 tot 3. Okay, dit is wat ons hierdie week gaan op fokus. Dis wat jy moet gaan lees, Spreuke 1 tot 3. En weet julle wat, Spreuke begin met 'n verskriklike powerful statement. Spreuke 1 vers 7.
waar hy sê die begin van wysheid is die vrees van die Here, to fear God. Die begin van wysheid is om God te vrees, of die vrees van die Here. Proverbs 1 verse 7 sê, in die Engels, it's the beginning and the principal and choice part of knowledge. The fear of the Lord is the beginning and the principal and the choice part of knowledge. So hierdie vers beklemtoon dat eerbied vir God, om in awe van hom te staan, is die fundament van wysheid. Dis wat die woord van God ons lees. Nou ek wil jou vra, wil jy 'n dwaase mens wees of 'n wyse mens? Enige iemand 'n begeerte om 'n dwaase mens te wees? Ek glo nie so nie. Maar die woord sê jy's dwaas as die vrees van God nie op jou rus nie. If you don't carry the fear of God, you are a fool, because you do not realize who this God is. Dis powerful. Ek het gaan kyk wat is godly wisdom of goddelike wysheid. Ek gaan gou vir julle lees, dit is ook daar op die slides. In biblical context, wisdom is a good God-given capacity to understand life from God's perspective, characterized by discernment, sound judgment, and the ability to apply knowledge in ways that honor God and lead to righteous living, often described as a gift from God. Biblical wisdom is not human intelligence or knowledge, but a divine attribute and a gift from God, rooted in the fear of God. So as daar nie daai roots is van fear of God nie, beteken daai wysheid of daai sogenaamde worldly wisdom wat mense dra deesdae, it means nothing. En ek wil met jou vanaand praat eerstens oor intimiteit en om in 'n reël verhouding met God te wees. Julle weet een van daai favorite scriptures, ons het hom ook die afgelope tyd baie deurgewerk, Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Nou ons moet dit initieer. Ons moet tot God nader. Dis wat die woord sê, en hy sal tot ons nader. Want hy wil hê dit moet uit volkome vrye keuse wees. Hy wil hê ons wil by hom wees. En ons moet dit initieer, so jy bepaal hoe naby jy aan God is, deur om te kies om met hom te wandel en om hom te vrees. Nou in vers 5 sê dit iets amazings ook in Jakobus 4. Dit praat van he yearns for you. The Spirit whom he has called to dwell in us yearns over us and yearns for the Spirit to be welcome with a jealous love. Dit is wat God in ons geplaas het. Hy yearn vir ons. Hy roep uit na ons. Hy het 'n begeerte dat ons na hom toe sal kom. Nou, ek dink as ons na baie mense kyk, hoekom het hulle nie vrees van God in hulle lewe nie? Is dit omdat hulle nie nader tot hom nie? Want as jy tot hom nader, besef jy wie hy is. En dan kan jy nie help om te buig, as om te buig in sy teenwoordigheid nie. Maar as jy ver van hom af gaan wegleef, gaan jy nie sien wie hierdie awesome, amazing God is nie. Nou, ek wil vir jou sê, ons weet God is alom teenwoordig. Ons weet dit.
Maar daar's ook 'n manifesterende teenwoordigheid van God. Jammer, my skoene pla my altyd as ek boos. Daar's ook 'n manifesterende teenwoordigheid van God. En 'n manifesterende teenwoordigheid van God is wanneer jy in 'n plek kom wat jy erken wie hy is. Jy verklaar hoe awesome hy is. Jy gee hom die eer en die respek wat net hy verdien. En dan manifesteer hy aan jou fisies op 'n manier wat jy dit kan sien, hoor, voel of ervaar. Daai ding wat jy nie lekker kan beskryf nie. Dis wanneer hy die aansien manifest in iets fisies wat jy voel en ervaar. Maar God se manifesterende teenwoordigheid gebeur slegs wanneer mense hom honor vir wie hy is. Wanneer jy respek betoon aan hierdie God en jy skep 'n atmosfeer van Here, U is so welkom hier in my huis, in my huwelik, by my kinders se lewe, by die kerk, waar dit ook al is, as jy hom daai spasie gee, manifesteer sy teenwoordigheid in jou midde, want jy eer hom, jy gee hom 'n plek of reference. So ek wil vir jou sê, die manifesterende teenwoordigheid van God word geopenbaar in jou fisiese sintuie. En om te verklaar wie hy werklik is, om te sê hoe awesome hy is en wat so jy staan, as jy hom die plek van eer gee wat hom toekom, dan is die vrees van God op jou. As jy hom werklik eer vir wie hy is, dan kom die vrees van God op jou en jy besef, dit met wie jy te doen het, is nie om lig op te vat nie. Hierdie is 'n ernstige en 'n gewigtige saak. Nou, hoe het Jesus sy disippels geleer om te bid? Dit is vir my so interessant, Matteus 6 vers 9, hoe begin dit? Dit begin om God se naam groot te maak. Dis hoe daai gebed begin. Dit begin met, Here, laat U naam geheilig word. Here, U is groot, U is almagtig, U verdien die ereplek in my lewe. Dis hoe Jesus sy disippels leer. Hy sê, voordat jy met enige iets begin, verklaar aan God hoe groot hy is. En wat gebeur as ons verklaar hoe groot hy is? Wat gebeur? Hy manifesteer homself aan ons. Hy wys vir ons. Hy wil homself aan ons bekend maak. Want ons eer hom en ons gee hom die respek wat hom toekom. Wat is die vrees van God? Dis nou die groot vraag. Wat is die vrees van God? Dis nie om bang te wees vir God nie. Dis nie wat hierdie vrees van praat nie. Dit is nie om bang te wees vir God nie. Hoe kan jy intimiteit hê met iemand vir wie jy bang is? Dit werk mos nou nie. Daar's iets anders oor die vrees van die Here. En wat beteken dit eintlik? Wat is vrees vir God? Jy's vreesbevange om nie by hom te wees nie. Jy's vreesbevange om van hom geskei te word. Dit is vrees van God. Wat het Dawid uitgeroep? Moet net nie U gees van my wegneem nie. Ek kan alles verloor, maar moet net nie U gees my wegvat nie. So dit is daai ding van, Here, ek kan net nie sonder U nie. Alles anders kan gaan. U moet net nie van my af weggevat word nie. Dit laat my dink nou aan Maria, of Martha, wat by die graf gekom het, wat wou geweet het, waar is my Here nou? Sy daai, waar is hy nou? Sy daai hartsbegeerte gehad om te weet, waar is hy?
En dit laat ons dink, as ons praat van om om bang te wees vir die Here, vrees en die vrees van die Here, praat Eksodus so mooi daaroor, Eksodus 20 vers 20. Toe God van die berg af kom, kyk, toe hardloop daai mense. Hier wil hy kom, hy wil met hulle ontmoet, wat doen hulle? Hulle hardloop, hulle wil wegkruip. En vir Moses is dit 'n snaakse, want hy wil ook hê, hulle moet hierdie God ontmoet, met wie hy 'n verhouding gebou het. Maar hoekom kon hy? Want hy het intimiteit met God gehad. Hy was nie bang vir God nie. Hy het die vrees van God op hom gedra. En hy sê in Eksodus 20 vers 20, sê hy, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Nou wat is die toets, Moses? Die toets is om te sien of sy vrees in julle is, sodat julle nie sal sondig nie. Hy wil kyk, respekteer en eer julle my in so groot mate, dat julle nie sal wil sondig nie, want ek is julle alles. Maar encourage julle, moenie bang wees en wegkruip nie. Eer my, sodat jy nie sal wil sondig nie. So hy onderskei spesifiek tussen bang wees en die vrees van die Here. Daar's 'n groot verskil, want Adam, toe hy geëet het van die appel, wat het hy gedoen? Hy was bang. Hy het weggekruip. En dis die toets, is moenie wegkruip nie. As iets fout gaan, of as jy droog maak, kruip jy weg, of hardloop jy reguit na hom toe, want sy vrees rus op jou. En dis 'n vraag wat jy vanaand moet vra, want as jy sit met ek's bang vir God versus God se vrees rus op my, dis twee verskillende dinge. Ek het daar 'n quote van J.A. Spencer, fear God, yes, but don't be afraid of him. En wat beteken dit om hom te eer? Dis om hom te eerbiedig, om hom te eer, om hom ontzag te gee. Dit is om hom te aanbid. Dit is om God te vrees. Dit is om 'n posisie in te neem van Here, U is alles. U is God die Almagtige. Dit is om te verklaar hoe groot hy is. Ek dink in ons tyd is dit baie hartseer. Maar ek wonder, en ek dink aan my eie lewe hierso, as ek moet 'n survey doen oor jou tyd met die Here, hoeveel van jou tyd spandeer jy waar jy vir hom sê hoe groot hy is? Ek dink ons faal daai toets. Seriously. Die grootste gedeelte van ons gebed moet wees, Here, U is amazing. U is amazing. Ek weet jou, as jy dit gaan doen, gaan jy nie baie ver vorder met jou gebed nie. Want dit gaan vir jou so 'n amazing belewenis wees, want alle probleme smelt in sy teenwoordigheid. Alles, niks maak meer saak as hy voor jou staan nie. Nothing, nie 'n worry nie, nie 'n care as hy aan jou verskyn nie. Spreuke 8 vers 13 sê, wat is die vrees van die Here ook? Om te haat wat sleg is. So as die vrees van God op jou is, sal jy haat wat hy haat, en jy sal lief hê wat hy lief het. Dit beteken om in die vrees van God te wandel. En julle sien, dis die probleem in die generasie waarin ons leef. Ons het mense wat passionately lief is vir Jesus, maar hulle haat nie sonde nie. Hulle dink dis okay. Dis 'n groot probleem, want die vrees van God rus nie op hulle nie. En dit is wat God aan sy mense weer wil bekend maak, is, jy's in so 'n verhouding met my,
dat jy haat wat ek haat. Jy haat die sonde in jou lewe, want jy weet hoe ek daaroor voel. Julle ken mos daai ene, love the sinner, hate the sin. Die Here is passionate oor mense, elke mens verlore gered, hy's passionate oor mense. But make no mistake, he hates sin. En as ons die vrees van God op ons lewe dra, we will hate sin. We will eradicate it in our lives. As ek rondslaap, sal ek ophou rondslaap. As ek gossip, sal ek ophou gossip. As ek addicted is, sal ek uit addiction kom. Dis die roep wat hy jou na roep, as jy hom vrees as God. So, Spreuke, en julle het baie huiswerk hierdie 10 weke. Spreuke praat 16 keer van die vrees van God. Jy die hele week gaan doen 'n studie daaroor. En vra God, Here, ek wil meer. En ek dink dit is iets, ek dink dit is soos in vlakke, as jy my vra. Ek dink hoe meer ons hom leer ken, hoe groter behoort die vrees van God op jou te rus. Jy het 'n meer van 'n heilige, wat noem jy dit, perspektief van wie is hierdie God met wie jy werk. So gaan doen 'n studie daaroor, daar's 16 verse, ek het dit daar op die slides, ek gaan dit nie deurlees nie. En weet julle wat's amazing, elkeen van daai verse het 'n wonderlike belofte gekoppel aan dit, as jy hom vrees. Dis kragtig. As jy die woord vat en jy gaan dit toepas, it will carry fruit. So ek wil hê ons moet vanaand 'n activation doen. So band, ek gaan julle vra om so lank vorentoe te kom. Ons gaan hom vat. Julle kan die ligte dalk so effens dim. Ja, net so, is hy reg so vir julle? Okay. Ek gaan vra, ek weet vir die wat nie hulle Bybel by hulle het of so nie, daar is 'n papiertjie om dit makliker te maak, Jolien, ek kan dit sommer rondstuur. Dis Psalm 145. Nou julle weet by Aandkerk, ons hou daarvan om dit fisies te doen. Ek weet nie van julle nie, ek is so moeg vir ons doen nie, ons luister net, maar ons leer nie om iets te doen nie. Okay. So vanaand gaan ons leer en ons gaan dit doen en jy gaan dit huis toe vat and you're gonna practice it. En hierdie gaan nou taaf wees, want ons is nie geoefen nie in nie. Ek sê nou vir jou, ons kan nie vir 10 minute die Here se naam groot maak op ons eie nie. Dis taaf vir ons. Julle lag vir my, ek is amper doodseker. Dis moeilik, ons hardloop uit woorde uit, because this is not a habit in our life. Maar laat ek vir jou vanaand sê, dit manifesteer sy teenwoordigheid in jou lewe, want hy wil homself aan jou openbaar. So, hierdie is die activation. Ek gaan vra dat die band ons dalk net saggies begelei. Up to you guys, flow with the spirit. Maar ek wil hê, ons vat Psalm 145. Dis Dawid daai. Kyk wat skryf hy oor God. Sien wat verklaar hy oor hierdie amazing God wat ons dien. En ek gaan jou challenge om vir 10 minute, 145 is net om vir jou woorde te gee, want ek weet, ek sal uit woorde uithardloop. Maar ek wil hê vir 10 minute, moet jy oor niks om jou gepla wees, nie oor niks anders dink nie. Ek wil hê jy moet sy naam groot maak, daar waar jy sit vanaand. En as jy wil kniel, as jy wil staan, doen net wat jy wil doen. As jy daar agter wil rondloop en met hom wil praat, doen dit. Maar vir 10 minute, en Here, dit kan nie stil wees nie. Hoe maak jy die Here se naam groot, stil in jou binne? I mean, it's impossible. So, praat, gesels, sê vir hom hoe amazing God hy is. Want ons gaan eers sy naam groot maak, en daarna gaan ek jou 3 vrae vra, wat jy vir God moet vra, oor die vrees van God se lewe op jou. Because you want more. Don't you want more? Wie wil nog hê?
nog, ons wil groei in hom, ons wil dieper gaan, ons wil hoër gaan. Maar ons moet leer om hom die ereplek in ons lewe te gee. So vir 10 minute, moenie laat die jou vyand jou hier kom moeg maak nie. Ek sien hoe vry van julle oë, hierdie is harde werk. Julle, ons spirits is lui. Wat ek vir julle sê, hulle is lui. Hulle sit in die kerk, hulle is vet gevoer. Ons weet nie hoe om terug te gee en om te live it nie. So as jy so sit vanoggend, vanaand, maak sy naam groot. Net soos wat jy wil, net soos wat jy kan. Vir 10 minute. Ek gaan ons staan.
lift you high, lift you high, higher and higher, Lord. Lift you high, lift you high, higher and higher, Lord. Lift you high, lift you high, higher and higher, Lord. Lift you high, lift you high, higher and higher, Lord. Lift you high, lift you high, higher and higher, Lord. Soos jy daar sit vanaand, is daar 3 vrae wat ek jou wil vra, waaroor jy moet reflekteer. Is jou lewe 'n testimony dat jy nader tot God? Is daar genoeg evidence om jou skuldig daaraan te bevind, dat jy nader tot hom? Is dit wat jou lewe dra? Ek wil jy moet daai vraag vir hom vra. En tweedens wil ek hê, is jy bang vir God? Kruip jy weg vir hom? Of is jy vreesbevange om sonder hom te leef? Jesaja 33 vers 6 sê, "The fear of the Lord is your treasure and his." Jesaja 33 verse 6, "The fear of the Lord is your treasure and his." Is jy bang vir hom of is jy vreesbevange om sonder hom te leef? En die derde vraag vanaand is, het jy lief wat hy lief het en haat jy wat hy haat? Reflekteer dit waarmee jy jouself besig en hou in jou lewe. Tolereer jy sonde in jou lewe? Because he's asking you to let go. As jy klaar daai vrae deurgevra het, deurgewerk het, ons almal fail ergens. Kom net vanaand voor hom. Kom tot inkeer en repentance. Dit wat hy vanaand op jou hart sit. Dalk sit jy en jy dink, Here, ek het geen vrees vir u nie. Dan vra jy hom om dit te begin create in jou. Gee hom jou hand. En dan vra jy die Here om jou te vergewe en om jou te reinig van alle ongeregtigheid en om hierdie heilige vrees van hom in jou lewe te bring. It's a holy fear. It's a holy fear. It's to love him passionately and to give him the place of reverence he deserves in your life. He deserves nothing less. We need to give God the honor that he deserves. And it's so easy. You just repent and hand it over to him. So I'm going to give you some time. And I'm going to ask the band to sing another song for us as we end off the evening. This remains something that you have to keep on walking out. It's not a church Sunday thing. You have to live this every day of your life. It has to be part of who you are. I'm going to ask the band just to continue worshiping, and then we'll end off the evening.